Goeiemôre, my naam is Rassie Fourie en hierdie is Marie en ons is hier van Potchefstroom omgewing en ons maak vandag 'n video hier uit Duet gemeente baie spesifiek oor die situasie rondom die back and closure en hoe ons as geloofsgemeenskap ook saam met ons boere moet bid en hierdie saak voor die Here moet bring. Rassie, dankie vir die geleentheid, lekker om hier by jou te kuier. Dit is 'n groot voorreg. Ek sit nie hier as 'n lid van die gemeente nie en jy sit nie hier as die leraar nie. Ek is 'n produsent en jy is 'n verbruiker in die rooi vleis waardeketting en back and claw beïnvloed van my tot by jou, almal. En ek dink baie mense besef dit nog nie wat dit aan hierdie bedryf gaan doen. Ten spyte van al die kennis daar buite, die veeartsenybedryf se ongelooflike invloed, hulp, kennis, boere, besigheidsmanne wat almal hulle inset lewer. Ten spyte van al daardie kennis, het ons nog steeds in Suid-Afrika nie 'n klinkklare plan op die tafel waarby ons gemoedsrus kan vind en weet dit is die pad vorentoe. Daar is soveel onsekerheid en soveel vrees en soveel angs. En al hierdie goeters is besig om spasie te maak vir onmin. Onmin tussen bure, onmin tussen bedrywe, die voerkraal eienaar word kwaad vir die speenkalfprodusent en die speenkalfprodusent word kwaad vir die slagter en hierdie moet ons dadelik stop. Ons moet eenvoudig die lyn trek en sê kom ons reset. Ons as bedryf, ons as mense in hierdie land, kom ons trek die lyn, kom ons reset. Kom ons plaas hierdie enorme uitdaging voor die voete van die Here. Kom ons hou op om onsself te wend na aardse wysheid, na aardse kennis. Kom ons as bedryf gaan en ons word stil en ons gaan laat hierdie probleme oor aan die Here. Ek dink die afgelope klompie maande is 'n bewys dat aardse kennis en aardse wysheid het nie vir ons regtig vrugte afgewerk nie. En ek voel dat en dit is ons hart hier in ons distrik is dat ons vir mekaar moet begin bid. Bure moet vir mekaar begin bid. Die een bedryf moet vir die ander bedryf in die waardeketting begin bid. En ons moet vir eensgesindheid bid. Dit is ongelooflik dat ons almal in dieselfde span begin speel. Ons moet saam begin werk. Eensgesindheid is wat ons hierdeur gaan dra binne die genade van die Here. En as ons dit nie gaan begin doen nie, dit is nooit te laat nie, maar as ons dit nie nou gaan begin doen nie, gaan ons regtig ongelooflike finansiële skade ly. En ek wil van hierdie geleentheid gebruik maak voor ek vir jou vra om vir ons 'n boodskap te lewer. Ek wil vir elke persoon daar buite, of jy indirek of direk geraak word deur hierdie enorme probleem, wil ek jou uitdaag. Vir die volgende 5 keer wat jy jou telefoon wil optel en jou buurman bel of jou veearts bel of enigiemand bel en jou kommer uitspreek of jou frustrasie deel met iemand of jou angs deel met iemand, sit jou telefoon neer en vat daai boodskap na die Here toe. Dit is die vertrekpunt wat ons hier gaan moet doen. Ja, en vir ons as verbruikers, ons hoor partykeer, want ons ken nie die boerdery nie, so ons besef nie altyd hoe ernstig is hierdie uitbreek van hierdie epidemie nou, tans in ons distrik Noordwes, maar ook reg oor die land nie. En hierdie is die tipe van sake wat die Bybel altyd sê, ons as gelowiges voor die Here moet kan bring. Vir die Here was die onmoontlike nog altyd moontlik. En so ek wil as 'n verbruiker en in die chain, soos jy sê, wil ons vandag kom bid vir die boere, baie spesifiek en vir hierdie situasie wat op die oomblik nie 'n antwoord het nie. So vir alle verbruikers, daar is nie enstof nie, daar is nie op die oomblik 'n antwoord om die uitbreek van back and claw te staak nie, maar ons weet dat ons na die Here toe kan gaan hiermee. Voor ek vir julle bid, vir julle boere baie spesifiek, wil ek vir julle hierdie lees, Jesaja 41 vers 10 sê net, moenie bang wees nie, want ek is by jou. Moenie vrees nie, want ek is jou God. Ek versterk jou. Ook help ek en ondersteun ek jou met die seëvierende regterhand. Ek wil vanoggend 'n beroep kom doen op alle gemeentelede, gelowiges, verbruikers, om saam te begin staan vir ons boere in hierdie krisis. Kom ons bid op die video saam, maar ook in ons huise en ons tye saam met die Here. As jy 'n boer ken, telefoon op vandag,
Bel die boere wat met beeste boer, van die rooivleisbedryf is, en kom ons doen 'n gebed vir hulle, kom ons vertrou saam met hulle, dat die Here vir ons 'n oplossing gee, vir dit wat onmoontlik is. Kom ons sluit die oë saam en ons bid sommer nou vir hierdie probleem. Vader, dankie dat ek sommer nou kan kom, as gelowige net voor U. Dankie dat die woord sê, Vader, dat daar's geen omstandighede wat vir U onmoontlik is nie. Daar's ook geen omstandighede waar U nie die oplossing vir ons kan bring nie. Dankie dat U oor ons uitroep, Here. Ek wil kom hierdie skrif wat ek gebid het nou of gelees het, oor elke boer kom uitbid in hierdie moeilike tyd, Here. Dankie dat U oor ons uitroep. Moenie bang wees nie. Moenie bevrees wees nie. Ek is by jou, my seëvierende regterhand sal jy oor jou waak. Here, ons wil kom bid vir rustigheid, ons wil kom bid, Here, vir vrede in die middel van die storm. Dankie, Here Jesus, dat ons nou kan kom bid, dat U soos die storm stil gemaak het in die woord, ook hierdie storm kom stil maak. Kom bring 'n oplossing, Vader, en kom gee vir ons 'n antwoord. Dankie, Here, dat ons kan staat maak en weet, daar is net een, en dit is U en U alleen, wat hierdie situasie kan oplos. Ons eer U daarvoor, Vader, en ons bring hierdie saak, en ons sit dit voor die voete in Jesus naam. Amen. Vir alle verbruikers, kom ons bid saam en dra die boere op. Vir elke boer, ons bid vir jou, ons dink aan jou en ons vertrou dat die Here, die God, die almagtige God van die heelal, die oplossing sal bring wat ons in hierdie tyd nodig het. Dankie dat jy gekyk het. Help ons om hierdie boodskap ook na buite te kry en share die video. Amen.